Daar is seker niks so erg vir 'n individu as hy 'n plan het en hy begin die plan kommunikeer en hy kom op die punt waar hy besef, maar niemand glo meer in jou as persoon nie, en niemand glo meer aan jou plan en die beweging en die organisasie wat jy begin het nie. Ek dink dit is presies waar die regerende party op hierdie stadium is, en ek dink in 'n groot mate van die ander groter partye ook. Die groter deel van die populasie het alle vertroue in die individuele leiers verloor en ook in die plan en die visie, die langtermynvisie wat hulle vir die Suid-Afrikaanse landskap gehad het. Ons by die Boerelegioen het in 'n groot mate dieselfde ervarings gehad waar mense net eenvoudig nie meer glo in die leierskap nie, hulle glo nie meer in die leier nie, hulle glo nie ook nie meer in die plan nie. En dit is seker een van die ergste dinge wat met enige mens kan gebeur. En ongeag die feit dat ons land sit in 'n leierskapkrisis, voel elke individu en burger van hierdie land hoe die watertemperatuur besig is om te styg, hoe dinge besig is om warm te word, hoe onsekerheid oor omstandighede besig is om toe te neem, hoe misdaad ons lam lê, en hoe verdeeldheid binne in etniese konteks groot skade veroorsaak. En dit veroorsaak 'n grootskaalse wantroue, nie net teenoor jou eie mense wat in leierskap is nie, maar dit veroorsaak wantroue teenoor mekaar, gewone mense. Mense soek antwoorde. En dit wil vir my voorkom asof ons na verkeerde dinge kyk vir antwoorde. Ons kyk na mense wat op hierdie stadium redelik prominent is, wat kommunikeer op die media en wat duidelik doelgerigte dinge sê, maar ons sien dit loop op niks uit nie. Op die einde van die dag sien ons nie veel gebeur nie. Ek het onlangs 'n droom gehad, om die waarheid te sê, Sondag na ete het ek 'n middagslaapie gevat en in daai uur of wat ek net op die bed gelê het en weggeraak het, het ek 'n baie duidelike en helder droom gehad, presies soos die drome wat ek in die verlede gehad het, wat my genoop het om 'n organisasie of 'n beweging soos die Boerelegioen op die been te bring. En in die droom het my dogter vir my langs die dam waar die rivier in die dam inloop, onder die oppervlak van die rivier 'n brug, 'n breekwal gewys wat so enkel diep is, wat ons vir baie lank nie gesien het nie, hoewel ons as 'n gemeenskap op die oewer van die dam vakansie gehou het, ek weet nie, maar die mense het mekaar al geleer ken en op die name genoem en saam gekuier en gesels, die kinders het saam gespeel op die grasperke en daar was 'n duidelike gevoel van gemeenskaplikheid. Daar was 'n huis langs die water en wat my net laat besef het toe sy vir my hierdie beeld wys, dat daai breekwal wat ongeveer 'n voet breed is, was lankal daar, maar hy's breed genoeg en hy's vlak genoeg sodat jy dwars oor die rivier na die ander kant toe kan loop waar ook huisies en chalets en goed was. Nou ons het dit net nooit raak gesien nie. Ek het toe besluit, ek en my vrou, ons gaan oor die breekwal loop en aan die ander kant is ons ingewag deur mense wat ons nou nie persoonlik geken het nie, maar wat ons met baie gasvryheid behandel het. Hulle het ons koffie aangebied en die man het 'n produk aan my voorgelê. En dit baie aardig, die produk waar hy gesê het, maar ek wil die produk eintlik vir jou seun wys.
ek wil hom vir 'n rukkie hijack en dan wil ek die produk eintlik vir hom wys want hy gaan dit gebruik. En ja, ek het toe gaan sit op sy bed, ewe gemaklik, wat maar net vir my teken was, dat ons redelik gemaklik was met die mense. En hulle het vir my highlighters gewys, 'n gele en 'n oranje een. Ek ken hierdie highlighters wat jy mee merk, baie ouens het hulle Bybels vol gemerk met die highlighters. En hy het gesê, hy bied hierdie promosie aan vir 'n rand vir die paartjie, vir die pakkie. En ek het nogal vir myself uitgewerk, jeug, maar dit is eintlik baie goedkoop. En ek vra hom toe, wat is jou aankoopprys vir die goed? En hy sê toe 30 sent. En ek het baie vinnig uitgewerk, 30 maal 2, 60 sent as hy 100% wins sou maak. So hy het amper 200% wins wat hy maak, en dit gee vir mens, as 'n ou die heersende winkelpryse gaan vat, kan 'n mens tot 200-300% wins maak as jy dit van daai spesifieke dinge besigheid wil maak. Maar baie keer wag ons vir 'n wonderwerk. Baie keer moet jy net oor die bruggie loop wat nie sigbaar is nie, om by die geleenthede uit te kom. Daar is nie altyd 'n groot openbare pad nie, die pad is normaalweg stil. Is 'n weg van wysheid wat ek noem, waar gemeenskap met mekaar skakel, daar's 'n netwerk, daar's voorbereiding, 'n beplanning, strategie, en die anker daarvan, die middelpunt daarvan is die waarheid van God se woord. Noag het voorberei vir die storm, Josef het gestoor voor die hongersnood, Nehemia het die mure steen vir steen gaan bou, met die troffel in die een hand en die swaard in die ander hand. Geen volk kan uit chaos, uit 'n posisie van wanorde, uit 'n posisie van verdeeldheid, uit 'n posisie waar die een die ander een niks gun nie, en hulle sin vir vriendelikheid en gasvryheid langs die pad verloor het. Hulle sin vir naaste liefde en medemenslikheid langs die pad verloor het. Kan geen mens 'n toekoms as 'n volk bou nie. Daarom sê ek dat die hele oefening waar daar 'n visie is, gesamentlike visies is, maar elkeen trek sy eie pad van selfbeskikking en selfregering en identiteit en sien ons asseblief tog net raak as 'n wit volkie in die land, is futiel, as daar nie een geloof na een God en een Bybel is. En dis waar die verdeeldheid en die verskeurdheid gebeur het. Reeds in die tyd toe die kolonie, die Nederduitse gereformeerde kerk, geskeur het en 3 susters geword het. In so 'n mate dat toe die Pinksterbeweging gekom het in Suid-Afrika, toe word die mense wat die Pinksterbeweging volg as sektariërs beskou, as okkulties beskou. Tot vandag toe is daar sekere genootskappe wat glo dat as jy jou laat doop nadat jy jou bekeer het, soos wat die Bybel vir my voorskryf, dat jy aan 'n okkulte behoort. Jy sien, dis die posisie van waaruit ons mense praat. En vanuit daai hoogmoedige posisie uit sit ons waar ons sit. Volke wat oorleef leer om saam te bou. Nehemia het die leiers van die volk saamgetrek en hulle strategies gaan kyk na die veiligheid, hulle strategies gekyk na vrede, voorspoed, volhoubaarheid, vertroue om weer as 'n volk 'n kollektiewe doelwit te bereik, en dit is om 'n staanplek in hierdie wêreld te kry as 'n etniese minderheid, by the way. Die waarheid as anker, want sonder die waarheid breek alles. In die droom was daar ook 'n waarskuwing. En die hijacking van my seun het my net laat besef dat wat hijack ons kinders in vandag se lewe.
Wat hijack hulle denke? Wat hijack hulle opinies? Wat hijack hulle identiteit? En wat hijack hulle menswees? Wie vorm hulle? Wie lei hulle? Wie gee hulle waarheid? Is die waarheid wat ek en jy vir hulle gee genoeg? Ons moet maar weer leer om by God uit te kom, waar die woord die fondasie is van een geloof in een koning, en sy naam is Jesus Christus. Anders sien ek nie hoop vir die volk wat in eie ideologieë, in eie denkrigtings, in eie godsdiens bewussyne. Ek wil sê godsdiensbewussyne, want dit is in die sielsdimensie. Probeer om 'n volk te bou nie. Organisasies wat staan vir ons taal, kultuur en godsdiens is nie genoeg om weer 'n beweging te veroorsaak waar daar derduisende mense reg oor die land in 1948 met die opening van die Voortrekker Monument opgetrek het nie. Vraag wat jy vir jouself moet afvra is, hoe bou jy saam met jou volksgenote, jou families, hoe hou jy dit in stand? Hoe bou ons weer gemeenskappe van dorpe wat geplunder is oor 30 jaar? Hoe bou ons weer vaardighede? Hoe bou ons weer mense van karakter? En hoe skep ons weer 'n platform? Nie klomp platforms met verskillende sienings oor groot doop en klein doop en oor wegraping en nie wegraping en debatteerbare onderwerpe in die Bybel nie, maar die een waarheid wat staan soos 'n rots is dat Jesus Christus vir ons kom sterf het. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God waar hy saam met God regeer. En waar hy die lotgevalle van nasies gaan beslis aan die einde. Nou, die vraag wat ek vra is, hoe wil jy as 'n eenheid, 'n volkseenheid, wanneer daar dalk 'n wêreldoorlog uitbreek, 'n derde wêreldoorlog en daar moet verstaanplek beklei word, vir oorlewing beklei word. Hoe die hel gaan jy binne in jou erfenisgebied staan as die res Kalahari toegevlug het? Hoe gaan jy jou merk los? Hoe gaan jy as 'n pilaar van jou gemeenskap wat deel vorm is van 'n plaaslike regering, in ons konteks waar ons behoort te begin is 'n drukgroep, 'n inwonersvereniging wat handel oor ons taal, kultuur en godsdiens. Hoe wil jy staande bly in jou dorp? As daar elemente reeds geïnfiltreer het wat jou wil uithê, nommer 1, en nommer 2 wil verdeel. Dis die vraag wat ek vir myself baie keer afvra, wat ek nie antwoorde op het nie. Soms lê die belangrikste pad net onder die oppervlak, en dalk is dit waar ons nou is. Ons is nie by die einde van die volk soos wat ons baie dit laat klink, baie keer dit laat klink nie. Ons is by die begin. En die vraag is nie meer wat gaan met ons gebeur nie. Die vraag behoort te wees, wat gaan ek nou doen terwyl ons weet die storm is op pad? Wat gaan ons nou bou
terwyl ons weet, net onder die oppervlak is 'n brug waaroor ons kan loop. Dus een van my grootste begeertes is om hierdie waarheid so duidelik te stel dat daar met eens 'n ontwaking kom. Dat wanneer mense die boodskap hoor, dat daar 'n liggie aangaan en sê, "Sjoe, hierdie ou praat die waarheid. Hierdie ou sien iets wat ons dalk nie raak gesien het nie. Hy sien dalk die brug wat onder die water loop." Want die vraag wat ek vra is, hoe gee die Here verby in 'n droom so 'n beeld? As ek nie die beeld met jou moet deel, as ek lankal weet dat dit is die pad om te loop. Wie bly aan die ander kant van die rivier? Ek is 'n boer. Dit kan dalk Afrikaners wees, dit kan ook Engelse wees. Dit kan dalk jou lokasie wees, jou township wees. Ons moet by mekaar begin leer. En daai brug is nie verniet daar nie. Ons sal nooit mekaar kan vertrou. My liewe volksgenoot. As ons nie in onsself vrede het. As ons nie in onsself gedagtes het oor hoe ons volhoubare voorspoed vir ons gesinne en vir ons volksgenote gaan help skep. As 5 fees, eintlik 6, is vrede, veiligheid, voorspoed, volhoubaarheid, vertroue, vryheid. Dat alles geanker behoort te wees in een waarheid. En dit is die waarheid van die Nuwe Testament. Die waarheid van die evangelie. Die waarheid van dit wat Jesus Christus vir ons nagelaat het in sy testament, wat geskryf staan daar. En dit is, kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons maak disippels van al die nasies. Kom ons bring eers ons eie mense in onder 'n eenvoudige konsep. En dit is, glo jy dat Jesus vir jou gesterf het en opgestaan het? Glo jy dat hy jou sondes reeds vergewe het? Glo jy dat die werk aan die kruis 'n voltooide werk was? Of glo jy soos die Ou Testamenters dat dit halwe werk was? Dat hy nie sy job gedoen het? Dink hieroor. Salie. Soos kommandos in die veld, soos die vrouens in die kampe, wat bly bid het teen geweld, soos Nehemia by die mure, met 'n swaard en troffelsteen, moet ons weer leer om te bou nou, want geen volk staan ooit alleen. Daar's 'n brug onder die oppervlak, onder pyn en onder groende toegeplak, waar die Here steeds die pyne ken van die volk wat hom bly dien. Daar's 'n brug onder die oppervlak, en die môre wag na die nag. Toe klop die wind
dat jy die brug gesien het onder die oppervlak.